Ek groet elke kruiskykker vanmôre oor die hele land in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dit is weer 'n voorreg om vanmôre met u te kan praat uit die woord van die Here. Eerstens wil ek ook al ons dierbares wat so getrou inluister en boodskappe stuur. Ek wil vir u sê, moenie ophou nie. Die lyne is oop en stuur die boodskap. Die Here antwoord nog gebed. Selfs u wat in die uitsending saai, dis 'n goeie geleentheid, dis goeie grond om in te saai. Mag die Here elke saaier finansiëel wat bydra om hierdie program moontlik te maak. Ons wil vir u sê, mag die Here vir u seën. Ons het ook vandag gaste hier in die ateljee wat saam met ons 'n lieflike woord gaan bedien. Ons het vir Suster Heidi hierso, ons het vir Pastor Hanny, ons het vir Pastor Jeff hierso van Hermanus, en ek weet ons is in vir 'n awesome tyd. Ek glo dat die atmosfeer van die Here is geskep om vanoggend 'n goeie woord in u eie taal, binne in die huis, in u motor waar u ry, waar u nou sit in die sitkamer. Vir u wat sê, u was 'n bietjie bekommerd omdat u my langlaas gesien het. Ons is terug op die lig en die Here red nog steeds. Ek wil vanoggend saam met u deel uit die woord van die Here uit Matteus, verskondig Markus 10 vers 46. Dit gaan oor die blinde man van Jericho. Ek wil vanoggend se woordtitel, wat hoor jy? Terwyl die Bybel vir ons hier, Markus vir ons lê oor die lewe van hierdie man, wil ek dit u moet saam met my lees. En hulle het in Jericho gekom, en toe hy en sy disippels, dis Jesus en 'n aansienlike skare uit Jericho uitgaan, sit die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En die Bybel sê hier, en toe hy hoor dat Jesus die Nasareëner was, begin hy om uit te roep en te sê, luister mooi, dubbelpunt, seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf dat hy moet stil bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep, seun van Dawid, wees my barmhartig. Liewe luisteraar, ek lees vir u tot dusver, want ek ken hierdie verhaal so goed. Markus skryf hier, en as hy lees van Matteus en Lukas, dan het elkeen 'n weergawe. Die een skrywer sê daar was 2. En dan kom jy in Lukas, dan praat hy maar net van die blinde man van Jericho. Maar Markus, hy bring dit baie nader aan ons. Hy sê, dis die blinde man, en hy het 'n naam, Bartimeus. En hy was die seun van Timeus, en dan praat hy oor sy bestaan. Hoe hy geleef het, wat was sy sekuriteit waarin hy aan vasgehou het, en die bestaan wat hierdie man moes maak, was om te bedel, want hy kon nie sien nie. En luister, as ek hierdie woord, toe ek dit bepeins, toe tref het my, hoe dat die vyand hierdie jong man of man se lewe aanval. Luister, en terwyl hy omslat met blindheid, en dat hy nou uit 'n bedel lewe moet 'n bestaan maak. Luister vir my broer en suster, vriend, dit is seker een van die hartseerste bestaan wat 'n mens kan maak, as jy moet afhanklik moet wees van iemand anders. Ek is seker dat baie wat daar verby gestap het gespot met sy toestand waarin hy is. Baie het miskien grappe gemaak, ek ken dit, ek kan relate
met hierdie blinde man hier teen die pad. Luister, hierdie blinde man of van daardie tyd het nie die luxury gehad van 'n gidshond nie. Hy het ook nie die luxury gehad van 'n wit kierie nie. Die enigste hoe hy uitgeken was, was die oorkleed wat hy aan het. En ek kom om vanmôre met u te praat. Ek dink daar is nie iemand meer blinder as 'n een wat kan sien en hy wil nie sien nie. Amen. Ja, meneer, u gebruik ook die woorde, ek kan nie sien wat drank aan my huis doen nie. Ek kan nie sien wat sigarette aan myself doen nie. Jy hoor ook hoe dat die Christene praat. Ek sien niks verkeerd met dit of daarin nie. Ek sien niks verkeerd, sê die dame, om met 'n getroude man 'n verhouding te hê. Ek sien niks verkeerd, luister, om aan bendes te behoort nie. Ja, daar is niks blinder persoon as iemand wat kan sien, maar hy weier om te sien. O, luister my vriendjie, blindheid het 'n impak. Blindheid beroof jou van 'n voorreg. Blindheid maak, luister, dat jy nie kan sien waartoe jy op pad is nie. Luister, die duiwel val aan en my fokus wil eintlik val, dat die duiwel val hierdie organe van sy oë aan. Maar weet jy wat my, ek is seker dat die duiwels van mekaar gesê, terwyl hy daar sit, ons het eintlik 'n fout gemaak. Ons moes nooit sy oë aangeval het nie. Ons moes eintlik sy ore aangeval het, want die Bybel sê, toe hy hoor, hoewel hy blind was, het hy gehoor van Jesus. Halleluja. En die Bybel sê, geloof kom deur die gehoor van die woorde. En ek kom om vanmôre in jou blinde toestand waar jy sit, kom ek release 'n woord, dat Jesus van Nazareth, Jesus wat deur Jericho gaan, jare terug het my ma 'n lied gesing, Jesus gaan deur Jericho, hy gaan ook hier verby. Hy mis niemand nie. Jy weet wat ek so waardeer van die Here, hy's altyd daar waar daar 'n behoefte is. As jy vanmôre 'n behoefte het, dan wil ek jou verseker van die Here se nabyheid. As jy hartseer is, as jy vanmôre sit, verneder en jy weet nie meer wat te kan doen nie, luister hier, daar is 'n Jesus. Hoor wat sê Jesus vir die wat vanmôre vasgedruk is. Hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid. Halleluja. Luister, verseker sal die Here 'n weg baan waar daar nie meer 'n weg is nie. Kyk na die lewe van hierdie man. Luister, hy's uit sy huis uit. Hy's uit sy familie uit. Hy's teen die lewenspad. Jy sê ook vanmôre daar waar jy sit, ek is uit alles uit wat ek gehad het, van dat hierdie blindheid my getref het, hierdie blindheid van sonde, want die Bybel sê dat hierdie gees van hierdie wêreld, die vorst van duisternis, het jou sinne verblind, en jy kan nie sien, want toe jy op pad is, jy kan nie sien waarvoor jy werk nie, jy kan nie sien wat die huwelik vir jou beteken nie, jy kan nie sien, luister hoe dat jou kinders agteruit gaan nie. O, meneer, God is vanmôre op pad, halleluja, luister, omdat hy sien jy spartel, en hy sal jou nie los in jou toestand nie. Almal kan vir jou sê, we love you, en ons is lief vir jou, maar hulle los jou in die toestand. Maar ek ken 'n liefde wat geen perk het nie. As God sê ek is lief vir jou, dan beteken dit hy wil jou nie los in daai posisie waar jy jou vanmôre bevind nie. O, luister na my. Die Bybel sê, terwyl hy dans die pad bedel, en luister, het hy van Jesus gehoor, en dit wat hy van Jesus gehoor het iets in sy hart wakker gemaak, en die Bybel sê, halleluja, hy begin uitroep
roep na Jesus. Terug sê die Bybel, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Luister na my, Jesaja die profeet, een van die groot profete, hy profeteer en hy bring 'n boodskap na die volk. Hy sê, kyk, die oor van die Here is nie te swaar om jou te hoor nie, nog minder is die hand van die Here te kort om jou daaruit te help. Hy is nog die redder, hy is nog die verlosser, en daarom luister, roep hy die seun van Timeus, Bartimeus, roep uit, seun van Dawid, wees my barmhartig, want dit is een van sy gesalfde name, om barmhartigheid te betoon, om genade te betoon. Hy maak 'n beroep op dit wat die Here is. Vanmôre, my vriend, waar jy sit in hierdie aand, jy kan beroep maak op die Here. Halleluja, want hy is die redder. Maar luister, terwyl hy in nood is, terwyl hy 'n spartel om 'n bestaan te maak, is daar mense om hom. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet sien wie omring jou. Daar's mense om hom, daar's mense wat hom omring. Luister, ek is by daardie gedagte, of sê woord, jy het baie vriende, en jy hang jou vriende aan, maar luister vandag wat hierdie pastoor vir jou wil sê, is, when days are dark, your friends will be few. Ek wil nog iets vir jou sê, your beautiful friends will be nowhere. Jy kan hulle bedien en die tafels rooi maak, wanneer die dag op die nood op sy hoogste is, meneer, dan is die vriende weg. Hier is mense om Bartimeus, hulle kan hom nie help nie. Die enigste persoon wat hom kan help, en hy maak 'n beroep op die persoon. Nêrens lees ek dat hulle hom aanmoedig en ewen help nie. Die Bybel sê in 10 hulle sê vir hom, bly stil. Moet nou meer roep, jy aanvaar. Vir my was ook gesê, jy moet aanvaar, jy is gestrem. En as niks wat jy daar, het jy nie gehoor wat sê die dokters nie. Hulle het alles probeer om jou gesiente terug te kry. Hulle het alles probeer om jou been se gebruik terug te kry. En niks het uitgewerk nie. En miskien sit jy ook met die skokkende nuus. Ons het alles probeer. Die kanker is te ver. Ek kom om vandag vir jou te sê in jou pyn. Luister hier. Die wêreld, die dokters, ek is deernis vir wat hulle doen, maar hulle het nie die laaste sê nie. Luister, dit kan vir jou voel, jy's in 'n hoek. Hier gaan jy nie uitkom nie. Ek weet nie baie van draafspeel en daai nie. Maar of skaakspeel, ek weet nie baie van dit nie. Maar wat ek verstaan is, wanneer jy in 'n hoek is, dan het die queen of die koning het die laaste skuif. Ek kom as die duiwel vandag vir jou in 'n hoek het, en dit lyk die son het vir jou gesak. Ek gaan nie hier uitkom nie. Dit laat my dink aan Israel vasgedruk teen die Rooi See. Die vyand wat laai op hom of inhal op hulle en hulle in 'n hoek dryf, en dit lyk daar is nie 'n weg uit nie. Wil ek vir jou sê wat ek ontdek van die Here, hy het die laaste skuif. Jesus het die laaste sê in jou lewe, meneer, dogter. Hier is 'n man in 'n toestand, sit in die stof. Niemand sien hom raak nie. Niemand kan hom help nie. Luister maar, toe hy uitroep na die een wat hom kan help, toe is dit hierdie einste mense wat hom omring, wat sê, bly stil. Wat hoor jy? Hoor jy ook die woorde, bly stil? Hoor jy ook die woorde, hier is 'n glas drank? Hoor jy ook die woorde, hier is 'n sigaret of 'n tikskyf? En dit stuur jou lewe nog verder af in pyn, in verwoesting. Maar luister hier, my vriendjie, terwyl hulle vir hom wil stil maak, sê die Bybel, het hy al hoe harder uitgeroep.
Want die woord van die Here is duidelik. As jy op die naam van die Here roep, sal jy gered word. Seun van Dawid, God wag vir jou besluit om te roep. Want om te roep is 'n besluit. En wanneer jy roep, sal hy antwoord gee. Hy sal hom nie doof hou nie, soos wat jy geroep het na jou beste vriend en nou maak hy of hy jou nie hoor nie. Hoe dat jy vir jou beste vriend of familielid gebel het en die nommer aan die kant sê not available. Maar ek sê vir jou, luister soos wat jy gaan roep het en geklop het, daar by die deur waar jy altyd gewoonweg hulp kry, en die kindjie kom uit en sê, mama, hulle sê hulle is hier nie. Maar wanneer jy op die naam van die Here roep, verseker ek jou, halleluja, hierdie verhaal wys my, ons dien 'n God wat omgee vir waar jy is. Hy gee om vir waar jy nou is. As jy nou roep, word jy nie môre gehelp nie. Hy stuur jou ook nie weg en sê, kom nou weer oor 3 maande of 6 maande nie. Nee, as jy vandag roep, hy sê, klop en vir jou sal oopgemaak word. Hy sê, kom, vandag laat ons die saak uitmaak. Luister toe hy roep, seun van Dawid, wees my barmhartig. Sê die Bybel hier, het Jesus gaan staan. Jy, wanneer 'n sondaar roep in sy ellende, dan staan hier die heilige God stil. Hy gee aandag aan 'n sondaar wat in sy benoudheid roep. Daar wat jy na die hospitaalbed lê, daar wat jy op die tronksel se bed sit, luister en jy het self vir jouself, vir waar ek my vandag bevind, is my eie doen en late, ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom nie, maar luister, ek wil jou sê, Jesus sê, hy is jou uitkoms. Amen. Hy roep, luister hier, toe hy roep, halleluja, toe staan Jesus stil, en hoor Jesus se reaksie is, en Jesus sê, bring hom. Hoor wat sê die mense nou, jy omhou goeie moed, hy roep jou. Halleluja, jy het guns gekry. Dis wat genade beteken, meneer. Dit beteken onverdiende liefde, onverdiende guns. Hy roep jou, halleluja. Luister wat my tref is toe hulle vir hom sê, hy roep jou, die eerste reaksie, wat hierdie jong man, of blinde man, toon, halleluja, hy gooi die oorkleed, die stigma, wat aan hom gekleef het, jou bedelaar, jy weet wat 'n stigma kleef van jou, hy is soos 'n kleed, jy weet, jong man, waarin ken die buurt jou? As jy in die pad afkom, wat sê die bure? Is dit die stigma wat aan jou kleef, jy's 'n dief? Is dit die stigma wat aan jou kleef, liewe jong meisie, jy's so pragtig, dat jy jouself in die strate verkoop? Is dit die stigma, pa, waar die kinders jou aanken, jou eie bloedkinders? Ons het maar 'n pa, wat hom so dronk drink. Hy is maar 'n dronkie, dis 'n stigma. Hy is maar 'n daggaroker, dis 'n stigma. Luister, hy is maar 'n gangster, dis 'n stigma. Wat aan jou kleef, soos die kleed. Want hierdie kleed was 'n bewys dat hy 'n blinde man was. Maar luister toe Jesus hom roep, asof hierdie man sê, hierdie stigma wat aan my gekleef het, ek skud dit vandag finaal af. Amen. Die Bybel sê, en hy gooi die oorkleed af. Halleluja. Ek kom om vandag vir jou te sê, meneer, jy het 'n geleentheid, daar in jou sitkamer, om die oorkleed van dronkenskap af te gooi. Luister hier, jy het 'n geleentheid
om die oorkleed, luister, van sangomas af te gooi. Luister, asof hierdie man sê, ek kom nie weer terug. Hierdie kleed sal ek nooit weer aantrek nie. Luister na my broer en suster vriend. Toe hy by Jesus kom en hy gooi die oorkleed toe aan, vra die Here vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Hy antwoord, die blinde Rabboni, dat ek mag sien. Halleluja. Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. Dadelik het hy gesien. Hy is hersteller. En Jesus op die pad gevolg. Luister meneer, broer en suster, vriend. Toe die Here, hierdie skille van sy oë afval. En hy kan sien, toe is hy nie meer afhanklik van ander mense nie. En voor hy kan nou vir homself sorg. Luister, toe hy die oorkleed afgooi, en die Here raak sy sig aan. Halleluja. Luister, toe bring dit blydskap. Toe bring dit vreugde. Dit bring gemoedsrus. En die mooie ding is, hy kan nou sien waantoe is hy op pad. Hy kan nou sien voor hom, hy het 'n toekoms wat mooi is. Ek wil jou vandag verseker, wanneer jy by die Here uitkom, meneer, van daardie dag af sien jy werklik. Wie as daar wat ek vir myself sê, ek is spyt, dat ek nie eerder my lewe aan die Here gegee het nie. Dat ek nie eerder, luister, die oorkleed afgegooi het, en na die Here toe gekom het nie, want ek sien hom. Ja, daar's baie wat getuig van dat hulle lewe van die Here gegee het, hulle kan sien, waarvoor werk hulle nou. Ja, jy kan nou sien hoe trek hulle aan. Jy kan nou, die kinders kan ook sien, dat papi is nie meer dieselfde nie, mami is nie meer dieselfde nie. Dis wanneer die Here jou oë oopmaak. As jy daar sit in hy sitkamer vanmôre, en jy sê, ek het 'n verlange om te kan sien, dan wil ek vandag saam met jou bid, en vir jou sê, gooi die oorkleed af. Dis tyd dat jy kan agterkom, dit wat jy gedink het, is reg. Die weg wat in jou eie oë reg gelyk het, dit was nie 'n weg nie. Dit was 'n doodloopstraat. Maar vandag het jy 'n kans om te draai. En die Bybel sê, hy gooi die oorkleed af. En hy kom daarvandaan af, siende. Wat 'n wonderlike gesig moet dit gewees het, toe hy by die huis kom, en sy familie sien, ons daddy is nie meer blind nie. Ons daddy is nie meer dronk nie. Mami is nie meer, luister, sit nie meer met lang sigarette nie. My jong dogtertjie, ons kan sien. En ek wil hierdie woorde mee sluit. 'n Ontmoeting met Jesus. En jou lewe is nooit weer dieselfde nie. As jy sê, ek het daardie verlange na daai lewe, net daar wat jy nou sit jou hand op die televisie, dis reg. Dis reg, vat jou man saam met jou, vat jou kinders saam met, dis reg ouma, dis reg mami, dis reg, jy sê, vandag gaan ons die Here vertrou, vir hierdie huis, vir hierdie familie, Here, wie is ons barmagtig, God het in hierdie woord vir my getoon, dat hy gee om vir wat jy is, hy wil vir jou iets doen, halleluja, hy het jou hart gesien, hy hoor jou uitroep, hy hoor jou sigtinge, daar wat jy in die motor nou sit, as jy net jou hand daar in die lug wil lig, sê Here, hier is ek, sien my, ek is 'n drenkeling, Here, ek kan nie meer spartel, ek het nie meer krag oor nie, Jesus is hier, hy is die redder, dis reg, kom nader, dis reg, staan daar voor die televisie, ek gaan nou bid, en jy gaan ervaar, hoe dat die krag van die Here jou hart sal penetreer in jou gedagtes. Halleluja, dis reg, dis reg. As jy 'n skande om te huil, dis nie 'n skande nie, dis reg. Gee dit vir die Here, vertel dit vir hom, ja, dis reg. Vertel dit hom, vergeet dit vir hom. Sê soos die blinde man,
Ek wil sien, Here. Ek wil sien, ek wil nie meer so wees nie. Ek wil sien, Here, dis reg. Ek wil nie meer drink nie, ek wil nie meer rook nie. Ek wil nie meer uithang met getroude man en ek wil nie meer in die nagklubs wees nie. Dis reg, vertel dit vir die Here. Dis reg. Ek wil nie meer afvallig wees nie. Ek wil kerk loop. Dis reg. Dis reg. Ek wil nie meer 'n gangster wees nie. Dis reg. Vertel dit nou vir hom. Hy sê ek wil nie meer 'n blind wees nie. Ek wil sien. Ons bid. Halleluja. Oh Jesus, Rabonda, Rika Sanda Rabakushiha, Lamostianda, Risendo Roboshanda. Vader, ek bring elke een wat hierdie uitroep het, ek wil nie meer nie. Ek wil sien, bring hulle na U, Here. U bloed het nog krag om sondaars harte rein te was. O Shabaha, Ringendas, die stoel. Dankie, Here. Dankie, Here. Ek wil vir U sê welkom in die familie van die Here Jesus. Moenie vergeet nie. Maak seker dat jy Sondag by jou kerk uitkom, waar jy die Here jou hande kan opsteek en die Here kan prys vir wat hy in jou lewe gedoen het. Dis reg. Die Here seën jou tot volgende keer. Amen.